Die Madlanga-kommissie van ondersoek word met 'n week uitgestel en 'n tweede plaasaanval binne 4 dae aangemeld. Goeiemiddag, ek is Esmerie Eysel. Die Madlanga-kommissie se bedrywighede is met 'n week uitgestel nadat twee media-instellings genaamd Daily Maverick en News24 'n aansoek ingedien het om toegang tot die verhore te verkry wat agter geslote deure voortgesit sou word. President Cyril Ramaphosa is een van die getuies wat voorberei om voor die kommissie te getuig en wat waarskynlik weens veiligheidsredes in kameras sou wees. Dit word verwag dat Ramaphosa gevra sal word om insette te lewer nadat dit aan die lig gekom het dat die minister van polisie, Senzo Mchunu, hom moontlik ingelig het dat die polisie taakspan vir politieke moorde ontbind gaan word. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseni Madlanga, het gesê hy sal die mediahuise en die getuie leiers tyd gee om hulle geskrewe argumente in te dien. Die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, het in die parlement onthul dat meer as 167.000 oortreders tans in Suid-Afrikaanse tronke aangehou word. Byna 60.000 van die aangehoudendes is verhoor afwagtend. Build One South Africa sê die syfer, wat slegs 0,2% van die bevolking verteenwoordig, wys dat die land se regstelsel misluk, veral gegee die feit dat minstens 1,3 miljoen ernstige misdade elke jaar aangemeld word. BOSA se Roger Solomons waarsku dat die tekort aan speurders by die polisiediens die krisis vererger. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het vandag die provinsiale hoof van gesondheid, Arnold Malotana, met onmiddellike inwerkingtreding geskort. Dr. Darian Barkley sal in die tussentyd as waarnemende hoof optree. Malotana en twee ander amptenare het na bewering miljoene rande se omkoopgeld vir die toekenning van 2 tenders ontvang. Die spesiale ondersoekeenheid ondersoek die tenders reeds sedert November. Malotana se aanstelling word ook deur 'n parlementêre komitee ondersoek nadat vrae oor sy kwalifikasies ontstaan het. In 'n tweede ernstige plaasaanval die afgelope paar dae is 'n egpaar op 'n plaas naby Parys in die Vrystaat met 'n sekel aangerand. Die vrou is na bewering oor die kop gekap en haar man het ernstige wonde aan sy kop, skouers en arms opgedoen. Die rowers het glo met hul voertuig op die vlug geslaan. Die aanval volg kort nadat 'n veeboer van Carolina in Mpumalanga, die 70-jarige Rolei Eys, Vrydag deur gewapende rowers oorval en met kookwater gemartel is. Sy is met kettinge vasgebind en later met vragnette toegegooi. 2 van haar werknemers is ook vasgebind en ontvoer. Dit was die tweede keer in 2 maande dat sy aangeval is. Die rowers het met haar meubels en bakkie weggejaag, maar is dieselfde aand deur die polisie in hegtenis geneem. En motoriste kan 'n verlaging in brandstofpryse te wag te wees. Volgens die jongste inligting van die Sentrale Energiefonds is daar tans 'n oorverhaling van tussen 55 en 57 sent per liter vir petrol en 21 sent vir diesel. Na aanpassings word voorspel dat petrol met tussen 18.30 en 42 sent per liter sal daal, terwyl diesel met 4 tot 6 sent per liter goedkoper sal wees afhangend van die swaalinhoud. Die daling volg hoofsaaklik op goedkoper oliepryse op die wêreldmark. En dit bring ons aan die einde van die visuele nuusbulletin op Pretoria FM in Afrikaans. Jy moet 'n heerlike aand hê, ons maak môre aand weer so.